is vanoggend ons tweede preek in die reeks van die krag van gebed. Ek glo met my hele hart, die Here wil hê ons moet 'n tydperk ingaan waar ons bid soos nog nooit tevore nie. Soos wat Rihanna gesê het, ons almal het golwe, ons almal word deur die lewe bietjie onkant betrap partykeer en partykeer val jy en dan staan jy op. Daar's soveel aanvalle wat ek en jy beleef, maar prys die Here. Ons is meer as die aanvalle. Ons is in Jesus Christus, ons het hom as ons koning, daarom kan ons opstaan en kom ons vat hier terug na Matteus 7, vers 7 waar hy sê, bid en vir julle sal gegee word. Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Dan kom hy in vers 8 en hy bevestig het, hy sê, want elkeen wat bid, ontvang. Of elkeen wat bid, ontvang en hy wat soek, vind. En vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Jy sien die Here kom en hy sê vir jou, jy moet bid, jy moet soek, jy moet klop, maar dan kom hy in vers 8, hy sê as jy bid, sal jy ontvang, as jy soek, sal jy vind, en as jy klop, sal vir jou oopgemaak word. Jy sien, as God vir ons iets gee, het hy altyd 'n belofte saam met dit. Amen. God sê nie iets dat hy dit nie sal doen nie. As hy iets sê, dan doen hy dit. Hy is gister, vandag, môre tot in alle ewigheid is hy dieselfde. Hy voorsien vir my en jou in die onmoontlike. Hy is die God wat spesialiseer in goed wat ek en jy nie eens geweet het nie. Wat ek en jy nie eens partykeer met ons kop gaan uitredeneer, dan dink ons, Here, hoe kan dit wees? En dan kom ons kyk bietjie, onthou julle verlede week, het ons julle gevat daar na Lukas 18, vers 1, waar hy sê, en Jesus het 'n gelykenis vertel, met die oog daarop, dat ons moet bid en nie moedeloos word nie. En weet jy hoe baie keer gee ons moed op? Hoe baie keer bid ons en dan praat ons dit dood? Hoe baie keer sit ons daai saad in die grond en in plaas van dat ons hom bemest en nat maak en kyk laat hy fertilizer en alles in en dan trek ons hom uit met ons woorde. Dan praat ons dood daaroor. En dan lees ons, en daar was in daardie stad ook 'n weduwee en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. Gaan jy gedurig na die Here toe met jou probleem? Gaan sê jy die hele tyd vir die Here, hier's my probleem, Here help my. Of doen ons dit nie? Probeer ons eie planne maak. Julle weet ons baie keer probeer ons eie planne maak. Hierdie vroukie het na daai regter toe gaan en daai regter was hard. Hy was bang vir niemand nie. Hy was nie eens bang vir God nie. Hy het niks ontsien nie. Hy het niks in niemand ontsien nie. Dan lees ons in vers 7. Sal God dan nie reg doen aan wie? Aan sy uitverkorenes wat dag en nag na hom roep. Ek glo ons gaan hierdie volgende 21 dae, dalk 30 dae, maar voorlopig het die Here op my hart gelê, 21 dae gaan ons dag en nag roep en sê, Here, as ek besig is daar iemand anders wat instaan. Vir 24 ure 'n dag gaan ons bid. Vir die volgende 21 dae, ons gaan nie vertrou, ons gaan vir u goed stuur, waaroor jy elke dag kan bid, waaroor ons in verskillende tydsones gaan bid, en jy gaan nie 'n verskoning hê en sê, maar ek weet nie waarom te bid nie. Daar's baie om oor te bid. Amen. So julle sê daar's baie om oor te bid. Ek wil die vra van nou af. Kom ons hou nie op bid vir die verkiesing nie. Julle weet ons soek baie keer om ons 'n verandering, maar ons doen niks. Waar begin die verandering? In die geestelike wêreld. Die Bybel sê God stel leiers aan en stel leiers af. Maar as ek en jy bid, gebeur daar goed. Kom ons vra die Here. En dan sê die Here, maar hy sê, sal God dan nie reg doen aan sy uitvoerings wat dag en nag na hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Weet jy, God raak nie moeg vir jou stem nie. Dis wat die duiwel jou kon wins. God is nou moeg vir jou stem. Al kom jy elke Sondag uit, vir dieselfde gebed, dan kom jy uit tot jy die oorwinning kry. Moenie ophou bid nie, moenie ophou glo nie, moenie ophou God vertrou nie, hy is lankmoedig. Hy wil vir jou die begeerte van jou hart gee, maar hy antwoord ons nie altyd op ons manier nie. Of soos dat ek en jy dink dit moet wees nie. Dan sê hy in vers 8, ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen. Sê vir die ou langs jou, my uitkoms is gou. My deurbraak is gou. My antwoord van die Here af is gou. Dit waar jy is gou. Hy sê, sal God dan nie gou aan hulle reg doen nie. Maar as die Seun van die mens kom, sal hy hierdie geloof, wat se geloof? 'n biddende geloof. Hou wat kan sê, Here, ek bid, ek ontvang, ek glo, ek gaan nie ophou verklaar dat dit wat ek gebid het, gaan U vir my gee nie. Onthou, hoe weet jy of God vir jou iets wil gee? Bid in lyn met sy woord. Wat sê sy woord? Soek sy koninkryk, soek sy geregtigheid, en al die ander dinge sal vir jou bygevoeg word. En dan sê in vers 34, Matteus 6 vers 34, moet jou nie bekommer oor die dag van môre nie. Hoekom nie?
Want môre lewer sy eie probleem op. Gee dit maar vir die Here. Die Here is mos klaar môre, of is hy nie daar nie? Hy's gister, vandag en môre tot in alle ewigheid, bly hy dieselfde. Kom ons herinner hom, die Bybel sê in Jesaja, herinner my, herinner die Here aan sy beloftes. Hy sê, hoeveel beloftes daar ook al mag wees, herinner hom. Kry bietjie skrif in jou binneste en sê, Here, ek proklameer hierdie skrif, ek bely hierdie skrif oor my. En dan, verlede week ook, onthou julle Daniël 10, toe sê hy vir my, wees nie bevrees nie, Daniël. God wil vir jou sê, wees nie bevrees nie, hoekom nie? Hoor wat sê hy, want van die eerste dag af, dat jy jou hart daarop gerig het, om ag te gee, en jou voor die aangesig van jou God te verontmoedig, is jou woorde gehoor, en om jou woorde ontvul, het ek gekom. Wat sê hy vir Daniël? Wees nie bevrees nie. Die eerste dag toe jy begin bid, het ek jou al gehoor. Toe het God my al gestuur, maar onthou julle, toe sê hy verder, maar die mede en die pers het teenoor my gestaan. Ek kon nie vir die antwoord bring nie. En toe stuur hy die vername engel Michael, toe kom hy help Michael my. En omdat hy my gehelp het, toe kon ek vir die antwoord gee. Ek wil jou aanmoedig vanoggend. Moenie moed opgee nie. Moenie moedeloos word nie. Sê vir die Here, Here, U gaan my help. Begin lewe spreek. En dan ons vanoggend gaan ons bietjie stil staan by Handelinge 12. Ons Petrus, onthou Handelinge 12 is 'n rowwe hoofstuk, eintlik van voor dit af. Jakobus word doodgemaak, Petrus word in die tronk gesop, die kerk het nou net begin, hier begin die vervolging van die kerk, hulle gaan vervolging deur, hulle verstaan nog nie lekker wat hier gebeur nie, maar hulle besef een ding, as ons wil hê hierdie kerk moet voortbestaan, moet ons iets begin doen, en kyk, ons gaan nou lees, en terwyl Petrus in die tronk was, wat het gebeur? Daar was 'n aanhoudende gebed van hulle, of ons gaan nou by dit stil staan, maar kom ons gaan eens bietjie na 'n paar ander goed in. Ons dink baie keer, as ons begin bid, dan dink ons die Here wil ons nie hoor nie. Die Here het nie verander nie. Hy's altyd dieselfde. Hy sê in Micha 3 vers 1, hy sê, want ek die Here het nie verander nie. Weet julle wat verander ons? Ons lewe ons in 'n kitswêreld, alles moet so gaan. Dit moet net so gaan, nie by die Here nie. Hy het nie verander nie. As hy wil hê, jy moet 100 jaar wag voor jy jou kind kry, sal jy 100 jaar wag. As hy wil hê, jy moet deur die Skelfsee gaan, sal hy dit doen. As hy wil hê, jy moenie, as hy wil hê, daar moet water uit die rots uitkom, sal hy dit vir jou doen. Sien, God spesialiseer in die dinge wat ek en jy nie eens dink nie. Ons sien hoe 'n ding moet werk, maar nie die Here nie. Hy sien iets anderster. Hy het 'n ander prentjie wat 'n groter getuienis vir my en jou word, wat vir my en jou bietjie beter word. En dan in Handelinge 16 vers 25 lees ons, en omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En die gevangenes het na hulle geluister. Weet jy dat ek hierdie stuk lees, toe dink ek, Here, hoe lyk dit baie keer as jou pastoor jou bel en hy's moedeloos? Is dit tot eer van die Here? Is dit wat God van ons vra? Nie hulle nie, hulle is in die tronk. Jy sit met 'n situasie op hande dalk nou in jou lewe, waar jy voel, Here, ek kan nie meer nie, waar jy voel, Here, hoe gaan ek hier uitkom? Hoe lyk jou lewe? Paulus het lofliedere gesing, en wat gebeur? Die ander gevangenes luister na hulle. As mense na jou en my luister, wat hoor hulle? Hoor hulle God se naam wat verheerlik word, of hoor hulle die klaagliedere? Wat hoor hulle? En ek tref my toe ek het lees, Here, vergewe my, waar ek baie keer so swartgallig raak, waar ek baie keer so negatief raak. As ek jou weer bel en ek is negatief, asseblief help my reg. Gaan julle my reg help? Of gaan julle saam met my praat? Help my reg, ons moet mekaar help, my boeties en my sussie. Galasiërs 6 vers 2 sê wat? Julle moet hom regtig nou al ken. Dra mekaar se laste. Hou aan die las dra. Die ander skrif sê op julle wat sterk is rus. Ek dink is Romeine 18 vers 1 of Spreuke 15 vers 1 of daar iewers, dan sê hy op jou wat sterk is rus die verpligting om die swakhede te dra. Kan ons nog 'n ou wat swak is dra of skop ons hom? En sê ons is nou moeg vir jou, jy raak te swaar. Kom ons begin die swakhede dra, ons sê Here, ons gaan sterker word. Hy sê in vers 26, Handelinge 16 vers 26, en skielik kom daar 'n groot aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenis geskit het, en onmiddellik het al die deure oopgegaan, en die boeye van almal
het losgeraak. Weet jy, ek bid so, Here, dat dit in my eie lewe gebeur. Ek bid so, Here, dat dit in hierdie kerk gebeur. Terwyl ons besig is om die Here te loof en prys, Bertus julle, laat die mense voel hoe val die boeye af. Laat die vuur van die Here val. Laat die gevangenis deure oopgaan, dat ons sê, Here, ons is nou in 'n ander dimensie. U het ons aangeraak. U het ons gevul met die heerlikheid. Is dit net ek wat opgewonde raak oor God se woord? Vra ek jy ook daarom opgewonde? As jy nou dan opgewonde, wie sê amen? Prys die Here, man. Daar sê Bertus, ons het so voorsanger nodig, ons het so sangleier nodig. Ons moet 'n bietjie nou dan sê amen en sê, Here, u woord maak my opgewonde. Die woord van God moet ons opgewonde maak. In Handelinge 7 vers 55 dan lees ons. Maar hy, Stefanus, was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die eerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. Dink net, hulle is besig om hom te stenig. Hulle is besig om 'n klippe door te gooi. En die hemele gaan vir hom oop, maar wat alles begin? Stefanus het 'n verhouding met die Here gehad. Net soos wat Petrus hulle die gemeente gebid het en Paulus hulle gebid het Stefanus toe hy sy hande opsteek in oorwinning. Toe gaan hy hemele vir hom oop. Weet jy, as jy wil oorwinning in jou lewe hê, begin bietjie die Here loof en prys. Begin bietjie sy naam groot maak en sê, Here, te midde van my aanvalle, gaan ek bietjie u naam loof en prys, gaan ek u bietjie vertrou. En dan lees ons, en gaan ons terug na Handelinge 12 toe. Onthou ek het gesê, Johannes is in die tronk, Jakobus is doodgemaak, hulle begin die Christene vervolg, Herodes is op daai stadium waar Herodes soek aansien by die volk, want hy wil guns hê, en dis mos op daai stadium waar hulle vir Herodes gesê het, man, hy is soos 'n God, en julle het gesien in die einde van Herodes, wat het gebeur? Omdat hy die eer van die Here vir homself gevat het, toe slaat hy morsdood neer. Maar jy sien, hy soek toe guns, en hy vervolg die kerk. So jy sê die kerk se vervolging is aan die orde van die dag. Ons is nog gelukkig, het julle gesien hoe lyk dit in Nigeria? Hulle maak kort Christene dood terwyl hulle kerk hou. Ons is nog in 'n vry land. Maar die vervolging gaan oor die aarde kom, want dis wat die Bybel sê, dis nie wat ek sê nie. Die Bybel sê in die laaste dae gaan die kinders van God doodgemaak word. Vir wat? Vir hulle geloof. Vir hulle geloof. En hier prys hulle die Here, en ek bid so in ons gemeente, en ek sê, Here, laat ons ook so kan begin bid. Laat ons die vuur val, dat die heerlikheid van God oor elkeen van ons kom. Wanneer jy in jou binnekamer ingaan, laat die heerlikheid van die Here so oor jou kom, dat jou lewe onherroepelik verander word. Al verander ons omstandighede nie. Maar weet jy wat verander gebed? Verander ons. Die Here gaan jou gebed antwoord, miskien nie op jou manier nie, miskien nie op jou tyd nie, maar hy wil, dis sy DNA, hy wil jou gebed beantwoord, hy wil die dinge moet verander. En toe die kerk sien die moeilikheid, wat doen hulle? Hulle begin bid, en dan lees ons in Handelinge 12 vers 5, soos Petrus dan, in die gevangenis bewaak, maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God, deur die gemeente vir hom opgegaan. Ek wil jou vra, bid jy nog vir hierdie gemeente? Bid jy dat dit goed gaan met hierdie gemeente? Bid jy dat die Here hierdie gemeente uit sy sokkies uitseën, dat die vuur van die Heilige Gees in hierdie kerk val, of wag jy vir die volgende oume te doen? Weet jy waar begin herlewing? Weet jy waar begin herlewing? In jou binnekamer. As ons in ons binnekamer herlewing kry, gaan dit uitkring buite toe. En ons het nou 'n voorreg om te sê, Here, vir die volgende 21 dae van, as alles reg verloop, beplan ek om dit dat ons Woensdag begin, so van Woensdag af vir die volgende 21 dae, gaan jy bid, of gaan jy sê, Here, nee, die volgende ou moet maar bid. Here, verander sy omstandighede, ek wil nie inkoop in die koninkryk nie. Die Bybel sê ons is almal deel van hierdie liggaam. Ons moet elkeen ons plek inneem. Al kan jy net 'n halfuur 'n dag bid. En as jy nie kan bid nie, soos ek sê, bel dan help ons help waar ons kan. As ek en jy verantwoordelik word in ons gebedslewe, gaan die Here sy Gees uitstort. En ek dink daar's 3 dinge, daar's baie dinge, maar ek wil net by 3 dinge stil staan wat ek dink 'n verantwoordelike gebed insluit. As in my oor, die eerste een is, ons moet doelgerig bid. Het jy al gedink as jy nou vir jou pa vra of jy vir jou vrou of jou man of vir iemand vra vir 'n geskenk? Wie van ons gooi mos baie keer so hint? Sê ons ek wil graag dit hê. Het jy nou gedink as jy nou 'n kind was en jy sê vir jou pa ek wil 'n fiets hê? En jy soek nou, daai jare was die BMX fietses, ons choppers, onthou julle toe ons kinders was die choppers, was mos die bike gewees. As soek jy 'n chopper, dan kom jy op 'n paar daar met een van daai swart dikwiel bicycles aan, dan is jy baie ongelukkig.
So wees doelgerig, sê vir die Here, Here, hierdie is waarvoor ek U vertrou, dis waarvoor ek bid, dis wat ek soek, en dan gaan die Here jou antwoord. Ons lees in Handelinge 12 vers 12. Petrus is uit die tronk uit, en nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, waar baie aan die gebed by mekaar was. Ons gaan elkeen by jou huis bid, maar ons is mos aan die gebed by mekaar. In die gees is ons by mekaar, maar die week op gaan ons die maandag tot die donderdag by mekaar kom, en ons gaan bid. Maar jy sien, wat het die verskil gemaak? Hulle het nie net gebid, Here, help vir Petrus nie. Hulle het gebid, Here, vat vir Petrus uit die tronk uit. Ek dink hulle het gebid en gesê, Here, as hulle nou net vir Jakobus doodgemaak het, gaan hulle hom ook doodmaak. Spaar sy lewe en bring hom uit die tronk uit. En hulle was nog besig om te bid. Toe val die vuur al en toe is Petrus uit die tronk en die boeie val af. En daar kom Petrus by die huis aan en julle ken mos daai verhaal. Toe Roda hom sien, toe maak sy die deur op en sy hulle het mos sulke loergaatjies gehad om te kyk as hulle nou daai tyd gebid het, is dit nie dalk die owerheid nie. En sy sien is Petrus en maak hom toe en sy gaan sê dis Petrus. Hulle sê nee man, jy het 'n spook gesien. En toe hulle by die deur kom, toe is Petrus daar. Partykeer verras die Here jou met jou gebede. Nie alle gebede is so nie. Partykeer verras jou, hy gee sommer dadelik vir jou die antwoord, hy gee vir jou dadelik die deurbraak ander kere. Wil jy moet waag, hoekom? Wat was Petrus as 'n deurbraak? Hulle het die Here heeltyd geloof en prys. Hulle het nie in sak en as gaan sit nie. Hulle het gesê, en dink nie bietjie, hulle is in die boeie, tussen die wagte, vas aan die slaap. Petrus het nie eens bekommer nie. Ek dink, Here, as ek tussen 'n klomp wagte gesit het, en ek is nog in boeie ook, ek sou mos nie lekker geslaap het nie. En die Bybel sê Petrus het vas geslaap. Hy was vas aan die slaap en die Here het die antwoord gekom en die gemeente het gebid. En ek glo as ons begin bid, gaan die Here 'n verskil maak. Dan lees ons in Handelinge 12 vers 5. Daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. Daai aanhoudend in Engels beteken fervent en dan in Grieks is dit wat het ek nou geskryf? Ektenise. Dit beteken intens, without ceasing en met dringendheid. Partykeer bid ons maar net vir die hoop om iets te gebeur. Nee, hulle het intens gebid. Hulle het aanhoudend met 'n kragtige gebed het hulle ingestaan. Gesê, Here, help net vir Petrus. Vat hom net uit daai tronk uit. En dan lees ons in Sorry, ek is eintlik al by die tweede punt. Die tweede punt is ons moet intens bid. Met ander woorde, hulle was gefokus. Dis waar hy vers 5 kom, hulle het aanhoudend gebid. Hulle het gesê, Here, ons stry, ons gaan hierdie geloofstryd, gaan ons aansit. Ek dink ons het biddeloos geraak. Of dink jy ons bid baie? Weet jy, die gemeente help jou nou? Miskien sê jy, Here, ek kort weer om by my binnekamer in te kom. Miskien sê jy, Here, ek kort weer om intens te bid. Jy het nou 'n halfuur wat jy kan sê, Here, iewers in 'n halfuur gaan ek tyd afsonder, gaan ek tyd met die Here spandeer. So, en as jy daar klaar is, gaan jy agterkom, jy wil meer bid. So Charles nou gesê het, jy wil meer bid. As jy 'n intieme verhouding en dan wil jy meer bid. Jakobus 5 vers 16 sê, bely mekaar julle bidde, binne misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. En dan sê hy 'n belangrike ding in hy laaste gedeelte, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Dan weet jy, jou vurige gebed kan 'n stil gebed wees, maar dit sê jou lyf is vurig, maar jou hart is vurig. Jy's opgewonde in jou hart. Jy sê, Here, ek bid met gedetermineerdheid. 'n Ander ou soos ek wat vurig bid, die Here weet, ek het my gesin baie aan die nagte wakker gebid. Sê hulle vir my, bid sagter. Ander ou bid ook sag. Dis oukei. Moenie na 'n ander ou kyk en sê hy bid nie reg nie. Laat die Here en die Heilige Gees aan elkeen werk. Vir jou sê hoe hy wil hê jy moet bid. Maar daai vurige gebed, dit beteken jy is aan die brand vir die Here in jou binneste. Jou hart roep uit. Jou hart sê, Here, ek het 'n noodkreet. Ek het 'n hulp. Ek het krag nodig. Ek het sterkte nodig. Die derde ene. Ons moet die Here vertrou as ons bid. Weet jy, ons bid baie keer, maar ons vertrou nie die Here nie. Ons bid baie keer, maar ons het nie 'n verwagting nie. As jy bid, hê 'n verwagting. En ons lees in Psalm 62 vers 9. Vertrou op hom altyd, o volk. Hoor jy wat sê hy? Nie net jy as individu, ja, ek en jy as individu ook, maar hy sê vir ons as 'n volk, vertrou op hom wanneer? Altyd. Altyd. En dan sê hy, stort julle hart uit voor hom
voor sy aangesig. En dan sê hy, God is 'n toevlug vir jou en my. God is 'n toevlug in jou nood. God is daar vir jou. Wie is jou toevlug? By wie stort jou hart uit? Kan jy sê, Here, die Here ken jou hart? Jy weet, partykeer dink, of partykeer bid ons wat ons dink die Here moet hoor. Maar weet jy wat hoor die Here? Hy hoor jou hart. So bid maar jou hart, want hy hoor jou hart. Hy hoor jou woorde ook, maar hy hoor jou hart. Hy weet wat in jou hart aan die gang is. Hy weet wat se probleme jy het. Handelinge 1 vers 14. Hulle is almal het eendragtig volhard in gebed en smeking. Ek wil jou vra, in hierdie 21 dae, as dit jou tyd is om te bid, volhard saam met ons. As ek jou weer gesê het, as jy nie kan bid nie, laat weet ons kry iemand om daai slot te bid. Maar weet jy wat die Here sê in 'n poging? As ek en jy 'n poging aanwend, die Here iets om te werk, want hy sê, hy gee saad aan die saaier. As hy vir jou saad gee, wat doen jy met dit? Begrawe jy dit? Sê ek soek 'n oes, of los jy dit maar net na een kant? Dis 'n saad wat die Here nou in jou hart vir jou gee en sê, weet jy wat, hier gee ek vir jou saad, wat gaan jy met daai saad van gebed doen? Gaan jy dit ontwikkel of gaan jy dit maar doodmaak en sê, laat die ander ouens maar bid, Here, daar's genoeg om te bid. Handelinge 2 vers 1. En toe die dag van Pinkstervrees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. Weet jy, ons gaan in 'n eenheid, gaan jy elke dag bid. En dan die week daarop, wanneer ons by mekaar kom, ek wil jou vra as jy kan, ek weet die petrol is duur, as jy dan nie hier by mekaar kom nie, daar's huisselle in Tsanin, was François, hulle het 'n huissel daar in Tsanin, daar's een in Moketsi, daar's oral, as jy nie, kom by mekaar se huise dan vir daai week, as jy nie hiernatoe kan ry nie, en jy sê die petrol is by mekaar, maar kom iewers uit, sê Here, ons gaan bietjie saam bid, dan gebruik ons daai tyd om te bid. Is dit reg, gaan julle inkoop, gaan julle saam bid, gaan ons hierdie dorp skud? Weet jy, Charles sê 'n belangrike ding. Hulle is besig om gemeentes te plant. Wat doen hierdie gemeente? Ek dink is tyd dat ons begin op die gemeentes plant. God se koninkryk moet uitgaan na buite. Of wag ons vir die volgende ou? As Charles nou die foto's ons stuur, dan sê ons, "Jesus, Charles, is pragtig, maar wat se aandeel het ons daarin?" Verkondig jy nog die evangelie waar jy is? Is jy nog besig met God se saak? Kan jy nog sê, Here, siele is vir my belangrik? Moet nooit jou siele las vir mense verloor nie. Moet dit nooit verloor nie. Die Here wil dit nie van ons hê nie. Wat is die resultate van daai gebed van Petrus? Terwyl daai gemeente saam is, ek wil so 'n paar goed hier neergeskryf. Terwyl die gemeente vir Petrus in die tronk bid, tussen die soldate en die boeie, wat was nou in die slaap? Dink dit 'n bietjie. Terwyl Noag daai water sien, wat dink jy het gebeur? Hy begin die ouens paniekerig raak. Begin die water al meer, en dink net daai kalmte wat oor Josua gekom het, oor Noag gekom het. Dink net daar by die Skelfsee, toe daai water opreis, toe sê Israeliete kalm, want hulle gaan nou oorstap. Dink net daai verskrikking van daai Egiptenare. Toe hulle sien, hier kom die water en hier's moeilikheid, en daar gaan hulle. Daar gaan hulle. Die vrede wat Daniel in die leeukuil gehad het. Die vrede wat Abednego, Sadrag, Mesach en Abednego in die leeukuil gehad het. In die vuuroond gehad het. Dink net. Jy word in 'n vuuroond gegooi, maar jy stink nie eens van die rook nie. Dink net. As ek en jy so begin bid, dan kry ons 'n vrede. Here, U sal voorsien. U sal ons dra. U sal ons help. Miskien nie op ons tyd nie, maar U gaan ons help. U gaan ons nie los nie. Handelinge 2 vers 7 sê, en met een staan daar 'n engel van die Here by hom, en 'n lig skyn in die gevangenis. Toe slaan hy Petrus op die sy, maak hom wakker en sê, staan op, staan gou op. En die boeie het van sy hande afgeval. En die engel sê vir hom, gord jou en trek jou skoene aan. En hy het dit gedoen. Verder sê hy vir hom, gooi jou broodkleed om en volg my. Dink net 'n bietjie, Petrus in die boeie. Hulle het klaar vir hom gebid, hy het lofprysinge saam met die ander gevangenes uitgespreek, en die Here se naam groot gebring. En skielik kom die engel. En die engel sê, jou boeie is los. Hy weet jy, my sussie, jou gebede maak jou boeie los. Jou gebede bring oorwinning. Jou gebede sluit die onmoontlike in. Dit maak dat die onmoontlike krag in werking kom. Dit maak dat ek en jy kan begin lewe. Het jy 'n wonderwerk nodig vandag? Bid. Soek jy 'n deurbraak? Bid.
Vra jy die Here vir iets in jou lewe, vertrou jy hom vir iets? Bid. Die Here sal jou antwoord, hy sal jou doen. As ek en jy bid, kan jy verseker weet, God hoor jou en hy antwoord jou. Die Bybel sê in Jesaja 65 vers 24, dan sê hy, en voordat hulle roep, sal ek antwoord. Is dit nie wonderlik nie? Voor jy nog geroep het, en dan sê hy, terwyl hulle nog vra, dan hoor ek. Voor jy roep, antwoord hy. Voor jy roep, het jy die antwoord. Voor jy nog geroep het, het God klaar vir jou 'n plan uitgewerk. En terwyl jy roep, dan hoor hy jou. Hy is nie doof nie, my broer, my sussie, hy hoor jou. Hy hoor jou, hy wil jou gebed beantwoord. Hy gaan om beslis vir handeling. Handelinge 12 vers 10. En toe hulle by die eerste en die tweede wag verbygegaan het, kom hulle by die Uisterpoort, wat na die stad lei. En hulle het vanself vir hulle oopgegaan, en hulle het buitekant gekom, en een straat verder gegaan. En dadelik het die engel hom verlaat. Miskien voel jy, Here, ek sit vandag by 'n Uisterpoort. Here, daai poort is hard. Daai poort is moeilik. Daai poort deur, Here, as ek nie die grootste greiner van alle greiners het nie, gaan ek vir hom oopmaak nie. Hy het vir jou goeie nuus, jy hoef net te bid. Jy hoef net te bid, te glo en jy sal ontvang jou poortdeur, jou uisterdeure. Die Bybel sê mos in Jesaja, die uisterdeure en die kopergrendel sal huisstukken slaan. Die engel van die Here het vir Petrus oopgemaak. Hy kon uitgaan. En dan lees ons in vers 11. Toe kom Petrus tot homself en sê, nou weet ek waarlik, dat die Here sy engel gestuur het en my gered het uit die hand van Herodes en uit al die verwagtinge van die Joodse volk. Hy moet jy my sussie, dit wat deur jy nou gaan. Mense wat jou beskinder, mense wat teen jou opstaan, mense wat jou sleg behandel. Die Here sal dit vir jou uitsorteer. Gee dit vir hom. Hy sal dit vir jou uitsorteer. Maak nie saak wat jy in die oë staar nie. God is by magte om so te maak. En al jou probleme is weg. En nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word, waar baie in gebed by mekaar was. Ek wil jou vra, in hierdie tyd vorentoe, gaan jy sê, Here, gaan 'n bietjie ekstra aansit? Wie's bereid om te sê, Here, ek wil net so 'n bietjie ekstra aansit? Ek wil net so 'n bietjie ekstra bid. Ek wil net so 'n bietjie ekstra. Die Bybel sê, onthou, die Bybel sê, daai saad wat jy in die grond sit, hy gaan vir jou oes bring. Ek wil jou vra vandag, Bert, as jy kan vorentoe kom, ek wil jou vra vandag, as jy dalk voor 'n groot koperdeur staan, of 'n uisterdeur, en jy het 'n deurbraak nodig, vertrou die Here vanoggend. Hy kan vir jou daai deur oopmaak. En weet jy wat hy wil? Want hy sê, voor jy roep, wat sê hy? Sal ek antwoord. Terwyl jy roep, hoor ek jou. Hy hoor jou vanoggend. As jy dalk gebed nodig het, jy voel dalk, Here, ek staan voor 'n uisterdeur, dalk is dit siekte, dalk is dit finansies, maak nie saak wat dit is nie. Ek wil jy moet vorentoe kom, en bid ons saam met jou, ons sit ons geloof saam, en dan van hierdie oomblik af, kom ons begin vir ons gemeente bid. En as ons vir julle Woensdag al die goed stuur, vir julle sê presies hoe ons gaan bid, waarvoor ons elke slot gaan bid, daar's 'n klomp goed, ek wil julle ook vra, stuur vir my 'n boodskap, sê vir my pastoor, ons wil graag in hierdie tyd vorentoe, kan ons oor dit en dit bid, want ek gaan dalk vergeet van goed, soos vir die verkiesing, dalk het ek dit nie eens op nie, as jy goed sien waaroor jy ons moet bid, asseblief stuur dit vir my en ons sit dit in 'n slot iewers en ons bid daaroor. Gaan elke slot vir iets anders bid, so ek vra jou asseblief, wees betrokke, as jy nou gebed nodig het, wanneer ons nou gaan sing, kom vorentoe, ons gaan ons geloof saam sit. Die Here kan vanoggend jou gebed beantwoord, hy gaan vanoggend vir jou pad maak. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam, baie dankie.